Goeiedag almal, kom ons gesels oor die rol van geloof in die vernuwing van jou denke. Of die vernuwing van jou denke deur jou geloofslewe. Hebreërs 11 vers 1 is 'n baie belangrike vers in hierdie verband. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou geloof is nie bloot iets wat soos 'n wolk oor jou hang nie. Dit is nie iets wat jy iewers moet gaan soek nie. Geloof dui eerstens op 'n persoonlike, 'n doelbewuste besluit om jou volle vertroue in alles wat jy doen en in alles wat jy graag wil bereik, in die Here sal glo en hom sal vertrou. Romeine 10 vers 17. Geloof kom van dit waarna jy luister. Die dinge waarna jy luister skep denkpatrone en persepsies, het sy positief of negatief. En hierdie persepsies en denke bepaal hoop en verwagting. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat jy hoop. 'n Bewys van die dinge wat jy nie sien nie. Dit waarna ons luister, moet dus dinge wees wat ons hoopvol maak om in geloof te kan wandel. Geloof word gebou deur die bakstene van hoop, die bakstene van begrip en denke en oortuiging, wat gerig is op iets spesifiek, dit wat ons graag wil laat gebeur, of dit wat ons graag wil bereik. Daarom is dit noodsaaklik om in die Here God te glo, maar ook om hom te vertrou. Romeine 12 vers 1-2, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Maar dan gaan hy verder en hy sê, moenie verander en word soos die mense van hierdie wêreld nie, maar laat die Here toe om julle manier van dink te verander, sodat julle kan weet en doen wat reg is. Goeie dinge waarvan hy hou, dinge wat volgens sy wil is. Jy weet, alles gaan oor dit wat jy doen, dit wat jy besluit om te doen, en veral as dit kom by die vernuwing van jou denke. Jy moet 'n positiewe wilsbesluit neem. Ek sal my denke verander. Die dinge waarna ek kyk sal verander en waarna ek luister, want dit alles bepaal dit waaraan ek dink. Ek wil my hele denkwyse verander en die wil van die Here te doen en om die wil van die Here te soek en om sukses wat die Here vir my voorhou na te jaag. Hoor wat sê Paulus hier in 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Wat doen jy om jou stryd te stry? Wat doen jy om jou wedloop te volëindig? En wat doen jy om jou geloof te behou? Dit alles begin oor dit waaraan jy jouself toelaat om te dink.